Jy kuier saam met my Nadine Blom. Dis Saterdagoggend Dr. Ria Smit kuier saam met ons. Sy het 'n praktyk in die Parel. Dis 'n algemene praktisyn met die fokus op vrouegesondheid. Dr. Ria, goeiemôre. Goeiemôre Nadine, dis my baie lekker om met jou te kan gesels vanoggend en goeiemôre ook aan almal wat luister. Dr. Ria, 'n vrou kom op 'n sekere stadium in haar lewe waar sy in 'n perimenopausale of in 'n menopausale, sal ek eerder sê, fase of beide inbeweeg. Watter behandelings is daar alles? Praat met ons hieroor. Wanneer ons kyk na die mediese behandeling vir menopausale simptome, perimenopausale simptome, dan moet ons na die vrou kyk as individu. Dit is gewoonlik 'n in-diepte konsultasie waar ons kyk na haar spesifieke eie mediese geskiedenis, haar familiegeskiedenis, die dinge wat ons in haar geval geïdentifiseer het as simptome. Van daar af moet ons kyk na die optimalisering van haar leefstyl, aanvulling van vitamiene wat dalk nodig is, soos wat ons vroeër na verwys het. En dan is daar vir die gevalle waar simptome dalk lig of matig is, dat dit deur sekere natuurlike aanvullings aangehelp kan word. Maar op die einde van die dag is die enigste manier om regtig simptome ten volle aan te spreek, is die vervanging van estrogen, progesteroon en of ook testosteroon, waar daardie vlakke aan die afneem is of laag is, sodat die vrou kwaliteit van lewe kan behou. Hierdie hormone is dan ook bewys om in aanvulling beendigtheid te beskerm, die kardiovaskulêre stelsel, die hart te beskerm teen hartaanvalle, die brein te beskerm teen agteruitgang, spesifiek waar dit kom by demensie, en dan ook beskermend te wees vir die kolon. So dit is alles dinge om in ag te neem wanneer ons kyk na die moontlikheid om hormoonvervangingsterapie voor te skryf, en dat daar definitiewe bewyste voordele is, sonder dat ons noodwendig eers kyk na lastige simptome. So gesels Dr. Ria Smit, algemene mediese praktisyn wat fokus op vrouegesondheid, en na die breek gesels ons verder. 247 Stereo FM, ons kuier nog lekker saam en Dr. Ria Smit in die ateljee vanmôre, algemene praktisyn wat spesialiseer in vroue velsorg. Ons gesels oor perimenopouse en menopouse. Dokter, daar is baie gesprekke rondom hormoonbehandeling en borskanker. Ek wil graag hê jy moet bietjie hieroor met ons gesels. Daar is baie nuance rondom die gesprek of hormoonvervanging borskanker veroorsaak. So nee, dit veroorsaak nie die kanker nie, maar indien die borskanker 'n hormoonsensitiewe tipe borskanker is, dan mag die gebruik daarvan 'n kanker aanvuur. Daar is dan ook die gesamentlike gebruik van estrogen en progesteroon wat wel dui op 'n baie geringe verhoogde risiko vir borskanker. Vir daardie rede, wanneer ons met hormoonvervangingsterapie begin, word 'n mammogram altyd aanbeveel, sodat ons eerstens weet dat die vrou se borsweefsel normaal is, voordat ons met die hormoonvervangingsterapie begin. En dan natuurlik die gesprekke wat die familiegeskiedenis, persoonlike geskiedenis uitwys rondom kankers, is baie belangrik. En indien daar 'n baie sterk genetiese komponent is van borskanker in die familie, sal daardie deel van die geskiedenis eers mooi uitgesorteer word, en dit mag 'n moontlike rede wees hoekom ons vir 'n spesifieke vrou dan nou op die einde van die dag nie hormoonvervanging sal voorstel nie. Dokter, ja, kan ons aanvaar dat hormoonbehandeling veilig is?
Die kort antwoord of hormoonvervanging veilig is 'n definitiewe ja. Die positiewe gevolge van gebruik is soveel meer as die potensiële neeweffekte, veral as ons kyk na die voordelige effek op beendigtheid, hartgesondheid, kolongesondheid, boonbehalwe die beheer wat ons kry oor simptome en metabooliese veranderinge waaroor ek gesels het. Maar elke vrou moet as individu gesien word met haar eie mediese geskiedenis, familiegeskiedenis, medikasies wat sy gebruik, operasies wat sy gehad het, haar eie voorkeure, afkeure, wat is aanvaarbaar, wat is nie, haar simptome. En dan besluit ons, is dit estrogen alleen wat sy nodig het, moet daar progesteroon bykom, en of testosteroon, moet sy plakkers gebruik, pilletjies gebruik, room of gel, en dan ook is daar besluite om geneem te word rondom sistemiese behandeling, met ander woorde, dit affekteer die hele liggaam, en of is dit net lokale gebruik. So al hierdie faktore speel dan 'n rol wat ons vir 'n spesifieke vrou sal doen of aanbeveel. Dr. Ria, en menopouse by jong vroue, praat gou met ons bietjie hieroor. Die jonger vroue, en daarmee bedoel ek, as jy jonger is as 45, definitief jonger as 40, bevind jy jouself eintlik in 'n baie bevoordeelde posisie, in dat daar in die laaste 5 na 10 jaar definitiewe fokus was op meer navorsing vir hierdie fase van 'n vrou se lewe. Aan die een kant was daar voorheen net nie veel gepraat hieroor nie, simptome is bloot afgemaak as deel van ouer word. Aan die ander kant was daar regtig 'n werklike gebrek aan goeie mediese navorsing en daarom goeie inligting. Maar dit wat nou bewys word en nou gevind is in die laaste tyd, is daar 'n definitief beheer wat ons kan neem en moet neem, wat goeie positiewe invloede het op hoe ons hierdie fase van oorgang in ons lewens kan hanteer. Nou, elke een hiervan is eintlik 'n onderwerp op sy eie waarop ons baie tyd kan spandeer, maar goeie voeding, hoe ons stres hanteer, oefening onder andere, en dan om te onthou om altyd ook aandag te gee aan jou geestesgesondheid, oftewel jou geestelike lewe. En om jou brein aan die gang en wakker te hou en te stimuleer. Dit is alle strategieë wat jy kan gebruik om jouself voor te berei om hierdie fase van jou lewe in te gaan. Maar die beste voorspeller vir menopouse is om te kyk na die dames in jou familie. Dit sal vir jou 'n idee gee van wanneer min of meer menopouse vir jou te wagte is, en dan ook wat die simptome is wat die dames in jou familie ervaar het. Maar jou leefstyl, soos wat ek nou van tevore na verwys het, is die beste manier om hierdie simptome dan te hanteer of te verminder en te probeer voorkom vir die mate waarin jy dit moontlik sal ervaar. En natuurlik is hierdie tipe gesprekke, soos wat ons nou het, belangrik, waar vroue goeie inligting kan kry en waar hulle self kan vergewis van waarvoor om uit te kyk. Dr. Ria Smit, sy is 'n mediese algemene praktisyn en praktiseer in die Parel. Sy spesialiseer in vrougesondheid en ook in dermatologiese, sal 'n mens maar sê, estetiese dinge. En ek het vir Dr. Ria al 'n hele lang tyd regtig so voorreg om met jou te gesels, Dr. Ria. Ons luister 'n bietjie musiek en dan ons terug vir meer. 247 Stereo FM, ons gesels met Dr. Ria Smit oor menopouse vandag. Dokter, die simptome, gesels met ons daaroor. Die simptome van die menopouse strek wyd en ver oor die orgaansisteme heen, maar die wat sekerlik die bekendste is en mees algemeen
met menopouse gediagnoseer word, is warmgloede en nagswete, en wat dan ook tipies verantwoordelik is daarvoor dat slaap onderbreek word. Vaginale droogheid is 'n ander simptoom wat redelik bekend is. Maar dan is daar die simptome wat, soos reeds genoem, in die perimenopouse kan verskyn en tot en met 10 jaar voor menopouse kan manifesteer, en wat dit dan moeiliker maak om spesifiek te diagnoseer as 'n oorsaak van perimenopouse en hierdie hormonale veranderinge. Dit is byvoorbeeld 'n geleidelike gewigstoename of 'n onvermoë om gewig te verloor, soos toe jy jonger was, vergeetachtigheid, sukkel om te fokus, konsentrasie wat 'n probleem is, gemoed wat fluktueer, gewoonlik meeste van die tyd 'n gemoed wat neig na depressief wees of hartseer voel. Slaap kan geaffekteer wees sonder die teenwoordigheid van warmgloede of nagswete. Dan veranderinge in die darmkanaal, herhaalde urineweginfeksies of blaassimptome, hare, vel, naels wat droog is, hare wat uitval, gewrigspyne, spierpyne. Dan kan daar ook die simptome wees van dinge wat verander sonder dat jy noodwendig fisies daarvan bewus is en waarvoor daar spesifiek getoets moet word. 'n Val in Vitamiin D vlakke, 'n styging in cholesterol vlakke, insulienweerstandigheid en ook 'n skildklier funksie wat verander. En die lys gaan aan en aan. Meeste van hierdie veranderinge word meegebring deur die estrogeenvlakke wat besig is om te val, of hoofsaaklik as gevolg daarvan. Maar soos ek reeds verwys het na ander hormone en vitamienvlakke, is daar 'n metabooliese proses wat plaasvind, wat verantwoordelik is vir die kompleks van simptome. En so gesels Dr. Ria Smit, algemene mediese praktisyn, wat praktiseer in die Parel. Dokter, partykeer ook mens die mekaar met al die verskillende terminologie. Verduidelik 'n bietjie. Ja, in die gewone taal word postmenopausaal en die menopouse gebruik om min of meer na dieselfde ding te verwys. Maar die menopouse is baie spesifiek die heel laaste menstruasie wat 'n vrou sal hê in haar lewe. En gewoonlik kan ons daardie term eers vir haar gebruik, dat sy postmenopausaal is, wanneer ons terugkyk nadat sy 'n jaar lank geen menstruasie gehad het nie, en natuurlik van die ouderdom is, dat dit vir haar gepas is om nie meer te menstrueer nie. Perimenopausaal of premenopausaal is dan daardie tydperk wat aanloop tot daardie laaste menstruasie, en postmenopausaal is die tydperk dan daarna. Nou die perimenopause is baie moeilik om te voorspel spesifiek, omdat die tydperk daarvan kan wissel van 'n paar maande tot 'n paar jaar, tot selfs 10 jaar voordat sy haar laaste menstruasie het. Daar is dan natuurlik ook daardie gevalle waar ons 'n vroeë menopouse moet diagnoseer, of in sommige gevalle 'n laat menopouse. Dr. Ria, hoe weet mens wat om te wagte te wees wanneer dit kom by hierdie fase in 'n vrou se lewe? Die beste kans om te weet wat vir jou te wagte is om met die dames aan moederskant van jou familie te gesels en te hoor hoe hulle hierdie fase van hulle lewe ervaar het, watter ouderdom het hulle menopouse gehad, ensovoorts. Ongelukkig is daar geen spesifieke toets wat ons kan doen nie, en ook nie enige stel simptome of ander merkers wat ons kan gebruik om te weet eerstens op watter ouderdom jy jou menopouse gaan bereik nie, en ook nie presies wat jou ervaring daarvan sal wees nie. Dokter, hoe hanteer 'n mens hierdie tropiese oomblikke waarmee jy sukkel? Hierdie sogenaamde tropiese oomblikke is 'n groot uitdaging, en vir baie vroue veroorsaak dit verleentheid, veral as jy in 'n professionele omgewing moet wees, en skielik is jy in hierdie situasie waar jy warm word en sweet en jouself regtig nie kan help nie.
om in daardie oomblik vir jouself so vinnig as moontlik, so cool as moontlik te kry, is die beste wat jy daar kan doen in die situasie. Maar die raad lê eintlik in die voorkoming. En ons het reeds vroeër in die gesprek daarna verwys, so hoe ons slaap, stres hanteer. Oefening is regtig iets wat onomwonde bewys is om 'n groot positiewe effek te hê op die vermindering en die verbetering van. Is dit maar om raad te soek of medikasie, hormoonvervanging vir jou 'n opsie is om te probeer om hierdie episodes onder beheer te kry. Dokter, ek het 'n laaste vraag oor behandeling. Wat is die regte ouderdom om te stop met hormoonvervanging of hormoonbehandeling? Die besluit om hormoonvervangingsterapie te stop word weer eens vir elke vrou in haar spesifieke situasie met haar storie in ag geneem besluit. Die medikasie word in my praktyk op 'n jaarlikse basis evalueer om te besluit of dit vir die jaar wat voorlê nog steeds vir haar die beste behandeling is om te doen. En dan wanneer ons besluit dat sy die medikasie gaan staak, gewoonlik is dit so rondom 5 na 10 jaar van gebruik, dan word dit geleidelik en baie stelselmatig afgespeen. Maar ons weet ook met ons nuwe navorsing wat ons het, dat dit nie noodwendig sleg is vir 'n vrou om langtermyn hierdie medikasie te gebruik nie. Met ander woorde, ek het dames wat diep in hulle 70's is of selfs al 80 jaar oud is wat met groot sukses met die behandeling voortgaan vir spesifieke simptome wat hulle ervaar. Groot dankie aan Dr. Ria Smit van die Parel. Sy is 'n algemene mediese praktisyn wat spesialiseer in onder andere vroue gesondheid. Jy kan haar op Facebook volg, Dr. Ria Smit, of jy kan op my Facebook gaan loer. Ek post ook gereeld allerhande interessante dinge oor haar praktyk. Baie dankie Dr. Ria.